Ons het gister gehoor hoe Paulus sê, ons moet rustig lewe. Dit moet 'n saak van eer wees om rustig te lewe. Maar hy sê twee ander dinge ook. Hy sê, wees besig met jou eie dinge, en sorg in jou eie lewensonderhoud. Hoekom sê hy dit? In 1 Tessalonisense 4 is Paulus besig om te verduidelik hoe 'n Christelike lewenswandel lyk. En hy verduidelik vir die mense dat as jy 'n Christen is, dan gaan jy lewe volgens God se wil. Jy gaan nie onsedelik wees nie. Jy gaan nie oneerlik wees nie. En aan die einde dan sê hy, belangrik, lê julle toe op broederliefde. Wees lief vir mekaar. En in hierdie lief wees vir mekaar, lê hy klem op 3 dinge. Lewe rustig. Wees met jou eie goed besig. As Christene moet ons nie 'n gemeenskap wees wat ons so bemoei met ander mense se dinge en oor hulle praat en verander van hulle vertel nie. Ons moet 'n gemeenskap wees waar elkeen net op homself fokus. Ons sê vir mekaar om, maar ons meng nie in nie. En elkeen moet vir homself voorsien. Ons moet nie 'n gemeenskap wees waar mense kan dink, jy is ook net deel van die Christene omdat hulle vir jou geld gee, omdat hulle vir jou kos gee, omdat hulle vir jou sorg nie. Ons moet 'n gemeenskap wees wat so tussen mense lewe, dat as hulle na ons kyk, moet hulle sê, sjoe, daai gemeenskap het mekaar lief. Kyk hoe rustig lewe elkeen. Kyk hoe gelukkig is hulle, want hulle meng nie in mekaar se dinge nie. Hulle sorg vir mekaar, maar hulle meng nie in nie. En kyk, daai gemeenskap, elkeen sorg vir homself. Niemand is afhanklik van ander mense nie. Paulus sê, julle moet so 'n gemeenskap wees, dat wanneer mense van buite af na julle kyk, daar geen rede is vir hulle om te sê, ja, maar, jy is ook net daar vir wat jy kry nie. Jesus het gesê, mense sal weet julle is my disippels en hoe julle mekaar liefhet. Jesus het self gesê, laat julle goeie dade voor die mense skyn. Lewe so dat mense na julle sien, na julle kyk, en sê ek wil deel van daai gemeenskap wees. Geloof is baie persoonlik, maar is nooit privaat nie. As iets soos alleen gelowige nie. Geloof kom word juis sigbaar in hoe ons met mekaar lewe, hoe ek as 'n gemeenskap lewe. Hoe ons saam 'n rustige lewe het. Hoe ons saam elkeen met ons eie dinge besig is. Hoe ons saam lewe waar elkeen vir homself of haarself sorg. Waar mense kan sien, die rede hoekom ek deel van hierdie gemeenskap is omdat God die ware God is. En nie vir wat ek daaruit kry by ander mense nie. Is jy deel van 'n gemeenskap? Is jy deel van 'n ons? Is jy deel van 'n gemeenskap wat mekaar liefhet? Wat saam rustig lewe? Wat saam 'n veilige gemeenskap is, waar ons nie in mekaar se sake inmeng nie. Wat saam gemeenskap is, waar ek daar is vir ander. En nie omdat ek iets daaruit kry nie. Hoe leef jy jou geloof uit? Here God, dankie dat U in ons woon. Dankie dat U 'n God van gemeenskap is. Dankie dat U ons nie alleen los op hierdie wêreld nie, maar vir mekaar gee. Dat ons saam 'n gemeenskap kan wees, 'n ander gemeenskap, 'n nuwe gemeenskap. Here, dankie dat U vir ons mense gee wat ons kan lief hê vir wie ons is. En dat U ons roep om mekaar lief te hê.
om saam geloof te leef. Om saam rustig te wees, 'n gemeenskap te wees waar almal veilig is. Want ons is nie met mekaar se sake besig nie. Om 'n gemeenskap te wees waar ons nie gaan vir wat ons kan kry nie. Ons nie deel van is omdat ons iets daar kry wat ons nodig het nie. Ons deel van is vir wat ons kan gee. Amen.